Goeiedag julle, ons gaan nou hierdie week in Genesis 22 lees. Ons kom nou by les dink 16 van ons kateksasie handleiding en ons kom by Genesis 22. Nou na die geboorte van Isak kry ons hier in Genesis 22 die volgende groot hoogtepunt in die lewe van Abraham. Dit is ook nogal 'n regtig groot hoogtepunt. Ons dan ook op hierdie hoogtepunt dat ons nou hierdie jaar se deel van ons Ou Testament kateksasie gaan afhandel en dan aanbeweeg na die Nuwe Testament. So, ons stop op hierdie punt by Abraham. Isak is nou gebore, uit Isak kom Jesus natuurlik, en dit is waarna toe ons gaan beweeg as ons na die Nuwe Testament toe gaan. Dan gaan ons ingaan op die geskiedenis van Jesus, wat uit Isak uitkom. Die vervulling van die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Ons sal 'n bietjie volgende week, as die Here wil, dan nou net weer ingaan as ons na die Nuwe Testament gaan en die Nuwe Testament toe gaan en sal die lyne net weer 'n bietjie trek, dat ons net dit weer ook baie mooi kan raak sien as ons nou na die Nuwe Testament toe spring. Maar goed, hierdie week is ons in Genesis 22 soos ek gesê het. En wat moet ons raak sien in hierdie hoofstuk? Dit is regtig 'n wonderlike, baie belangrike hoofstuk ook. Nou in hierdie hoofstuk sien ons raak in vers 1 tot 12 Abraham word op die proef gestel deur die Here. Hy moet Isak gaan offer. Dis 'n geweldige ingrypende opdrag wat die Here vir hom gee. Dan in vers 13 en 14 gee die Here 'n ram in die plek van Isak, om in die plek van Isak geoffer te word. Dit is so 'n geweldige wonderlike stuk evangelie wat ons ook daar vir ons moet raak sien saam met ons kinders. En dan in vers 15 tot 19 weer eens die belofte van die kind. Die belofte van die kind. So kom ons gaan 'n bietjie in hierdie hoofstuk in en dan kyk ons wat leer die Here ons hierso. Nou die eerste gedeelte, soos ek gesê het, vers 1 tot 12, gaan nou oor Abraham wat op die proef gestel word. En dis vers 1 en 2 as ons daar lees. Na hierdie dinge gaan oor die dinge wat in hoofstuk 21 gebeur het, toe Isak nou uiteindelik gebore is, daar was laasweek was, die vervulling van die belofte van Genesis 12 vers 3 van in jou sal die geslagte van die aarde geseën word, in jou kind Abraham, en daar word daai kind gebore, en dis die vervulling van die moederbelofte, die kind wat die kop van die slang sal vermorsel, die Satan gaan oorwin, die koninkryk van vrede gaan bring. Dis uiteindelik die belofte van Jesus Christus, want uit Jesus kom Isak. Nou, dis die goeders wat verlede week gebeur. En nou na hierdie dinge gebeur, hoofstuk 22. Nou, dis natuurlik 'n hele rukkie na hoofstuk 21 en na die geboorte van Isak, want in versie 6 lees ons dat hierdie Isak al 'n hele klomp hout bo op sy rug kan dra. So Isak is nou nie meer heeltemal 'n kind nie, hy is seker daarom al ordentlike tiener, weet jy, 16, 17 jaar oud omtrent al. So ons is nou in tyd so 'n rukkie aanbeweeg, meer as 10 jaar na die gebeure van hoofstuk 21, en dan kom die Here en hy sê hierdie vir Abraham. Toe sê die Here vir Abraham, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Dink aan jouself in hierdie geweldige, ingrypende opdrag wat die Here gee. Nou, we sien dit ons nou woorde raak van Isak, jou enigste seun, jou geliefde seun. Hier is 'n verskriklike ding. Ek bedoel, Abraham het vir oor die 25 jaar lank gewag vir die vervulling van daardie belofte van 'n kind wat moet kom. Uiteindelik kom die kind, en hy word vervolg deur Ismael word weggestuur, en hier groei die kind op, en dit is die belofte. Abraham se verlossing hang af van hierdie kind, want in hom sal die geslagte van die aarde geseën word, in hom kom die koninkryk van God, en deur hom in sy geslagslyn af. En nou sê die Here, luister, van maak die kind dood, gaan offer hom as 'n brandoffer in die land Moria op een van die berge wat ek jou daar sal wys. Nou belangrik net van die land Moria, Abraham is op die oomblik in Berseba, en dan die land Moria, as jy sê, nou hier optrek, en daar sien julle Jebus, dit is waar
Melchisedek vandaan kom. Dis Jerusalem en Moria is een van die berge daar by Jerusalem. Ons lees dit in 2 Kronieke hoofstuk 1 of hoofstuk 3 vers 1. Maar moet ek nou net seker maak, ek het dit in my notas neergeskryf. 2 Kronieke gaan nou daarby wees. Ja, 2 Kronieke hoofstuk 3 vers 1. Sien ons dat dit uiteindelik die berg is waar die tempel van die Here gebou is. Baie interessant, en daar waar die Here nou vir Isak wil laat offer, waar Abraham vir Isak moet gaan offer, dis uiteindelik die plek waar die tempel in Jerusalem gebou word. Wonderlike goeders wat hier gebeur. Maar in elk geval, dis hier 'n geweldige opdrag wat Abraham kry. En dan is die vraag, hoekom? Hoekom moet Abraham hierdie ding doen? Nou dit sien ons dan vers 1, daar staan na hierdie dinge, het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, gaan offer jou kind. So die Here wil hom op die proef stel. Hier's 'n toets wat nou kom. En wat wil die Here raak sien met hierdie toets? Nou, dit sien ons uiteindelik in vers 12, waar Abraham toe uiteindelik hierdie toets slaag, en waar Isak op die altaar lê, en as Abraham sy mes nou op die punt is om met sy mes vir Isak te slag, om dood te maak, dan kom die engel van die Here, en dit weet ons nou al, is 'n manier hoe daar gepraat word oor die seun van God, oor Jesus, in die Ou Testament, en hy eer vir Abraham, en dan sê die Here, nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my nie teruggehou het. So dit is die toets. Abraham, vrees jy die Here? Nou daai vrees van die Here is om regtig ontzag te hê vir die Here. Dit beteken, die Here is vir Abraham die heel belangrikste in sy lewe. Dit beteken, die Here is die enigste een op wie hy sy vertroue absoluut sit. En dis die groot toets, en dit is nou Abraham se krisis nog deur sy lewe nie. Ons kon dit verlede week toe by hoofstuk 20 was weer sien. Abraham het hierdie krisis in sy lewe nou al vir jare, dat hy hierdie vrees het vir mense, en dat hy op sy eie planne vertrou. Hy leef met selfvertroue en vrees vir mense. Dis Abraham se groot krisis in sy lewe. En hier aan die einde van sy lewe, hier waar Isak nog gebore is, kom die Here met hierdie toets. Gaan Abraham die Here vrees? Gaan Abraham sy vertroue voluit op die Here sit, of gaan Abraham sy vertroue op homself en op sy eie planne sit, soos wat hy in Genesis 12 gedoen het, soos wat hy en Sarah gedoen het in Genesis 16, en soos wat hy so waarlik waar in Genesis 20 weer gedoen het. So dis die groot ding. Nou in Genesis 3 in Genesis 22 vers 3 tot 12 sien ons die werk van die Here in Abraham se lewe. Ons sien die werk van die Here in Abraham se lewe, want uiteindelik leef Abraham met vrees vir die Here. Uiteindelik vertrou Abraham ten volle op die Here. Nou, en ek sê spesifiek hier, dis die werk van die Here. Ons moenie hier raak sien goeie Abraham nie, ons moet hier raak sien ons goeie God. Kyk wat doen ons goeie God in disippels se lewe. En hierdie moet vir my, jou en ons kinders moed gee. Moet ons regtig moed gee. Die Here is besig met 'n werk in jou lewe. As jy in jou lewe na die Here toe gaan in geloof, dan beteken dit nie jy is volmaak nie. Daar is nog verskriklike gebreke. Maar die Here is in jou lewe besig, en ons sien dit in die lewe van Abraham, hoe die Here aan hom in sy lewe besig is. Kom ons lees 'n bietjie daardeur, en dan sien ons dit raak. Die Here gee nou daai opdrag vir hom. Dit moes seker vir Abraham net iets skrikwekkends gewees. En dan staan daar in vers 3, daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak, en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir die brandoffer, en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Ons sien hier gehoorsaamheid, ons sien hier absolute gehoorsaamheid. Abraham probeer nie uit hierdie ding uitkom met eie planne nie. Nee, Abraham sit sy vertroue in die Here, en saam met vertroue loop gehoorsaamheid. Vertrou op die Here, en uit vertroue kom gehoorsaamheid. Dan kom
kom ons by vers 4. Op die derde dag, slaan Abraham sy oë op, en hy sien die plek van ver af, waar die offer nou moet gebeur. Nou is vers 5 baie belangrik. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan, om te aanbid, en dan na julle terugkom. As mens na die Hebreëus kyk, dan staan daar, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan sal ons na julle terugkom. Die 1983 vertaling bring daai ons nogal lekker sterk uit. Verstaan wat sê Abraham hier? Sê, ons, ek en my seun, gaan nou offer daar op die berg, en as ons klaar is, gaan ons terugkom. Hoekom sê Abraham dit? Wat gaan in Abraham aan as hy dit sê? Is hy nou maar net besig om sommer maar net iets te sê? Nee, Abraham is dodelik ernstig. Hy en Isak gaan offer, en hy gaan vir Isak offer, en as hulle klaar daarmee is, dan gaan hy en Isak terugkom. Nou, hoe op aarde werk dit? Nou, die Hebreërboek wys ons in Hebreërs 11, vers 17 tot 19 sien ons dit. Daar staan, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Deur die geloof het hom geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het sy eniggeborene geoffer. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken, hoor nou hier, want Abraham het gereken dat God mag het, om selfs uit die dode op te wek, daaruit het hy hom ook, om so te spreek, om terug ontvang. Wat die Hebreërs skrywer vir ons hier geïnspireer deur die Heilige Gees leer is net, wow, kyk vir Abraham. Nee, wow, kyk vir God. Kyk wat doen God in die lewe van Abraham. Abraham glo in die Here. Wat glo hy? Hy glo, hierdie God van my het beloftes gemaak aan my. Wat is die belofte? Die belofte van die moederbelofte. Daar kom 'n kind wat Satan se kop gaan vermorsel, en hy gaan die koninkryk van God laat kom. Daar kom 'n kind, en in hom sal die geslagte van die aarde geseën word. Ons sal weer lewe in hom hê, ons sal deur hom kan lewe in die koninkryk wat hy bring. En daardie kind is my kind. Daardie kind is Isak. En nou sê die Here, gaan offer hom. Maar my God lieg nie. Ek vertrou op my God. Dus my God sal Isak uit die dood uit laat opstaan, sodat Isak kan doen wat Isak moet doen. Sodat uit Isak uiteindelik die verlosser kom, Jesus kom. En dis in daardie geloof dat Abraham gaan, en nou is hy op pad, en Isak is op pad, en in die volle versekering dat hy Isak weer gaan terugkom, want die Here sal Isak uit die dood uit opwek. So werk Abraham in sy kop. Dit is wat geloof doen. Geloof sê, my God lieg nie. Hy sal selfs in die dood uit laat opstaan, om sy beloftes die werklikheid te maak. En dan kom hulle nou daaraan, vers 9, hulle kom op die plek wat God hom aangewys het. Toe hy daar aangekom het, het Abraham daar die altaar gebou, en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind, en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit, en neem die mes om sy seun te slag. Wat is indrukwekkende besigheid. Maar die engel van die Here, die seun van God, daar in die Ou Testament, het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees. Jy, jou seun, jou enigste van my nie terughou nie. Wat 'n wonder. Wat 'n wonder wat hier gebeur. Abraham leef deur die geloof. Abraham leef uit genade alleen. Dit is hoekom hy die Here vrees ook. En vrees vir die Here, ontzag vir die Here en vertroue op die Here en 'n vasgryp aan die genade van die Here gaan net altyd saam. Abraham weet die Here
sal sy beloftes vervul, en daarom volg hy hierdie God. Daarom is hy sy disipel, daarom is hy bereid om alles prys te gee vir die Here. Kom ons lees 'n bietjie daaroor, want ek dink dis 'n les wat ons moet leer. Kom ons blaai net na Matteus toe. Dis 'n disipelles vir ons en ons kinders vanuit hierdie gedeelte ook. Matteus hoofstuk 10, vers 37 en 38 en 39 sê hierdie: Jesus sê, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor, om my ontwil, sal dit vind. En dis nou presies wat ons hier by Abraham sien. Abraham sit Isak nie bo die Here nie. Abraham sê, my lewe vind ek by die Here. Die Here sal vir my Isak gee. Ek hoef nie self Isak te bewaar of Isak op te pas nie. Isak moet nie vir my belangriker word as die Here nie, want die Here is die een wat vir my Isak gee. Die Here is die een wat deur Isak vir my lewe gee. Maar dis die Here en daarom volg ek die Here. Die Here is vir my die belangrikste. Dis die disipelles wat ons vir ons kinders ook moet leer, en dat ons in al hoe meer en meer moet groei. Ons moet Jesus bo alles volg. Ek moet nie my eie lewe deur my eie aksies en my eie planne probeer soek nie. Nee, ek moet Jesus volg en ek sal my lewe by Jesus kry, al verloor ek my lewe in die proses van die navolging van Jesus. En dis nou presies wat ons sien as ons aanbeweeg na Genesis, net my Bybel weer daar te blaai, Genesis 22 versie 13 en 14. Kom ons beweeg 'n bietjie so toe. Kyk nou wat gebeur nou. Hier is Abraham nou. Abraham volg die Here net absoluut radikaal. Alles is hy bereid om op te offer in sy navolging van die Here. Sy kind is nie so belangrik vir hom soos die Here nie. En wat gebeur nou? Nou net daar kry hy en Isak die lewe. Vers 13. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n man, 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Nou hier is evangelie, daardie in die plek van. Die ram in die plek van Isak. En hier sien ons die wonder, nee, Isak is hier vir ons 'n simbool, 'n heenwysing van almal wat glo soos Abraham glo. Wat glo Abraham? Abraham sê, by die Here is lewe. Die Here sal lewe gee. En dan kry hy lewe. Uit genade alleen gee die Here vir hom daardie ram. En daardie ram is vir ons 'n heenwysing na Jesus toe, wat homself vir ons gee in ons plek, sodat ons nie meer in die dood ingaan, maar die lewe kan hê, omdat Jesus in ons plek vir ons sterf. Jesus gaan in ons plek aan die kruis, sodat ons nie meer in die hel gaan nie. Dit is wonderlik, en dis die les wat ons hier moet raak sien. En vir wie is dit? Dit is vir ouens wat regtig in Jesus glo. En om regtig in Jesus te glo, is soos Abraham. Dit is om jou rug net radikaal te draai op vertrou op jouself, vertrou op jou eie planne, soos wat hy nog deur sy hele lewe doen, en homself voor te gee aan God. Dit is wat ons hier moet raak sien. En dan, in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, kom ons nou by versie 15
tot 18. Weereens die belofte van 'n kind, hoor hierso, dis net so wonderlik. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself. Is dit nie wonderlike woorde hier? Die Here sweer. Die Here sweer. Hy kan by niks anders bokant hom sweer nie, want daar is niks anders nie. Nou sweer hy by homself. So dit wat hy nou sê, staan net absoluut vas. Hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here. Omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal sien, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem, en in jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Nou, hierdie is net so skitterend. In vers 17 sien ons die vervulling van die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. In vers 18 sien ons die vervulling van Genesis 12 vers 3 se belofte. Kom ons gaan bietjie daarop uit. Genesis 17 sê die Here, en jou nageslag Abraham, ek sweer, jou nageslag sal die poort van sy vyand in besit neem. Nou daai nageslag is in die Hebreëus saad, zera, enkelvoud, een, jou kind sal die poort van sy vyand in besit neem. Dit beteken, jou kind sal die vesting van die vyand in besit neem. En waaroor gaan dit hier? Dis Genesis 3 vers 15. Ek stel vyandskap tussen jou Satan en die vrou, tussen jou saad en haar saad, en hy, die saad, die kind, sal jou kop vermorsel. En hier sê die Here, jou kind Abraham sal die vesting inneem, sal die vyand se vesting inneem, sal die koninkryk van Satan vernietig en die koninkryk van God laat kom. En dis Isak, en uit Isak kom Jesus. Galasiërs 3 vers 16, en nou is Abraham die beloftes toegesê aan sy saad, en hy sê nie aan die saade nie, nee, hy sê jou saad, dit is Christus. Dit kan amper as ons nou hier na ons Bybel toe gaan, hy sê nageslag, nie nageslagte nie, een enkelvoud, die kind, hy sal die poort van sy vyand in besit neem, en al die geslagte van die aarde sal in die kind geseën word, sê vers 18. Is daai belofte van Genesis 12 vers 3, nee, van in jou Abraham sal die geslagte van die aarde geseën word. Ons sal deur hierdie kind wat Satan se kop vermorsel, die koninkryk van God laat kom, die koninkryk van vrede laat aanbreek, sal ons ook lewe hê, sodat ons in die koninkryk van God kan lewe. En dis die wonder van wat hier gebeur. Kom ons sluit net af met iets, met die laaste baie belangrike saak, hier in vers 16 tot 18, daar waar die Here sê, toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham, van die hemel af en sê, ek sweer by myself, omdat jy dit gedoen het. En dan stop dit weer, met omdat jy na my stem geluister het. Moet ons nou hier sê dat Abraham verdien hierdie kind, omdat hy so gehoorsaam was. Nee, glad nie. Nee, dis nog al die pad genade hier deur in die hele storie van Abraham sit net altyd genade, dit is nie iets wat Abraham doen nie. Maar wat bedoel die Here dan? Wat het Abraham hier gedoen? Wat het Abraham gedoen toe hy geluister het na die stem van die Here? Wat het Abraham gedoen toe hy sy kind gaan offer? Hy het geglo in die Here. Hy vertrou op God. Hy sê, God, U sê vir my, gaan offer jou kind. En hy doen dit. Hoekom? Want hy sê, ek glo in my God, dat hy Isak uit die dood sal laat opstaan. Alles wat hier gebeur in hierdie hoofstuk gaan oor geloof. Dit gaan nie oor verdienste nie, dit gaan oor geloof in die Here. En kyk wat beloof die Here, kyk wat sweer die Here vir ouens, wat so in geloof na hom toe kom. Hy sê, Abraham, ek gee vir jou die kind, wat vir jou, Abraham, die moederbelofte vervul. Ek gee vir jou die kind, Abraham, wat vir jou seën en lewe bring. En as ek so in die Here glo, en ek saam met my kinders hier om die eetkamertafel so in die Here glo, wat sê die Here vir ons? Ek gee vir jou, vir julle, hierdie kind. Ek gee vir julle Jesus, wat Satan vernietig,
en die koninkryk laat kom. Ek gee vir julle Jesus, wat vir julle die ewige lewe aan die kruis verloon, sodat julle in daardie koninkryk kan deel. Ja, dit is wat ons hierdie week met ons kinders wil deel. Kom ons bid ook vir mekaar, en julle moet goed gaan.